Baie welkom by nog 'n gebedsbegeleiding geleentheid. Ek hoop dat hierdie oomblik vir jou 'n oomblik van rus sal bied. 'n Oomblik waarin jy by God se voete kan sit. En 'n oomblik waarin jy net iets van jou teenwoordigheid saam met God kan ervaar. So kom net so aan soos wat jy is, waar jy is. Kom sit of kom lê of kom rus. Jy hoef nie nou iets reg te kry nie. Voel dalk die grond onder jou wat jou dra, of die stoel waarin jy sit, en sit rustig daarin terug. Voel hoe jou asem stadig in en uitvloei. En as jy wil, kan jy jou hand op jou bors lê. Net om jouself te herinner, jy is hier, God is ook hier. Jy mag rus, jy mag wees. Laat alles wat jy dra net vir 'n oomblik gaan. Sit dit op sy. Jy hoef niks te bewys nie. Jy is genooi net soos jy is. Daar's daar wat ons mag om net iets van God te sien. 'n Gebaar, 'n stem, 'n antwoord. Dalk het jy al gewonder, wys my net Here, wys my net U. Soos Filippus. Nie omdat jy nie glo nie, maar omdat dit party daar moeilik is om God raak te sien in die wêreld se warbel. In verlies, in onsekerheid of in wag. Jy is verseker nie alleen in daardie verlange nie. Ons lees vandag Johannes 14 vers 7 tot 11. As jy my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle, en het jy my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self. Hoe sou dit voel om vir Jesus in die oë te kyk? En tog steeds te vra, wys ons die Vader. Kan jy jouself in Filippus se skoene voorstel? Hy het saam met Jesus geloop, hom hoor praat, hom sien genees, en tog was daar 'n verlange na meer, na sekerheid, na 'n gesig van die onsienlike. Jesus sê, wie my gesien het, het die Vader gesien. Wat as God nie altyd van ver kom nie, maar reeds teenwoordig is in die stem van barmhartigheid, die gebaar van sagtheid, die teenwoordigheid van iemand wat bly wanneer ander sy loop? Wat as die Vader reeds kom woon het, daar waar jy hom nie verwag het nie? Ek wil jou nooi om stil te word, om in jou hart te luister. Wanneer laas het jy gevoel asof jy vra, Jesus, wys my die Vader? Waar het jy dalk vir Jesus gesien, maar dit nie besef nie?
Wat beteken dit vir jou, dat God in Jesus woon, en Jesus in jou? Kom ons laat toe, dat die stilte nou met ons praat. Jy hoef nie iets te doen nie, jy kan net wees, en ek sal dan daarna vir ons 'n gebed doen. Here, U weet ons verlang om U te sien. Soms is U naby en ons sien dit nie raak nie. Soms roep ons en dit voel of U stil bly. Maar U het gekom en U het by ons kom bly en in U oë sien ons die Vader, vol genade, vol waarheid. Help ons om U te sien in die klein dinge, in die sagte gebare, in die onverwagse teenwoordigheid. Help ons om te glo, selfs wanneer ons die vraag groter ervaar as ons antwoorde. Laat ons in die wete rus, dat U in die Vader is, en die Vader in U, en U in ons. Amen. Jy hoef nie nou alles te verstaan nie. Jy mag bly verlang, en tog rus in die wete dat God by jou is. Mag jy die Vader sien in Jesus se sagtheid, en mag jy hom raak sien in liefde, in teenwoordigheid, in eenvoud. Mag jy vandag nie alles weet nie, maar wel ontdek dat jy nie alleen is nie. Jy is gesien, jy is gedra, en jy is veilig. Rus nou in God se teenwoordigheid.